Here, ons oë is op U gerig. Uit U, deur U, tot alle dinge. Aan U alleen, oor die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Daar is so baie gepraat die laaste ruk. Dit was 'n ewige debat, baie verskille. Mense wat glo, mense wat nie glo nie, mense wat die wegraping verwag het, ander wat bang is, ander wat onseker is, ander wat spot, daar is wat lag. Maar weet jy, toe die 23ste en 24ste verby is en ek sien die mense nou bespotting maak van dinge en grappies en dinge, toe dink ek aan myself. Of dit nou wegraping is en of dit in wederkoms sal wees, maar sê nou Jesus het gekom. Die 23ste of die 24ste. Sou hy jou saamgevat het. Sou hy my saamgevat het. Miskien is dit die eindelike ding waaroor ons uiteindelik in mekaar moet kom. As hy gekom het, sou ek saamgegaan het. Is ek seker op. En dis vir my die belangrike ding dat ons vir die vraag is, sou ek saamgekom het? As die mense in Matteus 25 lees, kom ons moet eers dat. As die mense in Matteus 25 lees, dan lees ons die gelykenis van die 10 meisies. Nou, dit is 3 gelykenisse, die 10 meisies, die munstukke wat uitgedeel is om net te woeker, en dan die laaste oordeel. En as die Here Jesus hierdie 3 gelykenisse vertel, dan gaan dit hier oor, is jy reg? Is jy reg? Hy begin nou met hierdie 10 meisies, en dan sê hy, en dit was die tyd, was die gewoonte as die bruilofsfees nou gebeur, is nie ligte soos ons hoor, en almal het 'n lampe gehad. En dan wag jy nou, en dan as die bruidegom nou, wat alles moes gebeur gekom het, dan wag jy nou maar soos die mens baie keer vir die bruid wag, en weet nie hoe laat gesê dan is, en dan wag jy nou, en as die bruidegom dan kom, dan word die saal, die feesplek oopgemaak, en hy vat almal wat gereed is saam met hom in, dan sluit hy weer en hulle hou die fees. En vertel weer Jesus hierdie verhaal, en hy sê daar was 10 meisies, en die bruidegom het getal om te kom, net soos wat ons nie weet wanneer kom nie. Daar was mense in die Bybelse tyd wat geglo het, dat hy gaan nog in hulle leeftyd kom. En daarom is baie van hierdie dinge so geskryf dat mense onseker is en dat sommige van hierdie begrippe, sommige van die 19e eeu, voor hierdie wegrapingsidee eers ontstaan, verwag het dat Jesus gaan in hulle tyd kom, en die manier wat hy geskryf en gedink het baie aanleiding gegee tot dat mense gedink het, maar hier gaan iets nou snaaks gebeur. Maar die feit is, niemand weet nie. En nou sê die Here Jesus, vertel hy hierdie verhaal, hy het langer gevat as wat hulle gedink het. En hierdie meisies was nie geleer nie. Toe die tyd uitloop, het hy fokus verloor, en op die punt gehou het, was nie vir alles geleer nie. Toe die bruidegom kom, en hy moes ekstra olie gaan haal, toe vat hy iemand reg gesang, en die deur word gesluit. En as die deure toegemaak word, dan is daar nie meer 'n oopmaak vir die fees nie. Dan is dit vir altyd te laat. En die Here Jesus vertel hierdie verhaal om vir almal wat kan hoor te sê, julle moet altyd gereed wees. En daarom is dit
Die vraag wat ons onsself weer en weer moet vra. Was jy gereed? As hy sou kom, dat jy saam met hom sou gaan. As hy sou kom, sou ek en jy dalk, veel van ons sou dalk met die skok moes ontdek, soos 5 van hierdie meisies. Jesus het 'n paar saamgevat en ek het agtergebly. En hierdie skok waarmee hulle kom pleit, dan die Here sê, asseblief, maak vir ons oop. En dan sê die bruidegom, ken julle nie. Ken julle nie. Ek het dit moet verskriklik wees. As hy gekom het, hoe sou op nagtelik geskok wees om te weet, maar het was te laat. Wat is dit wat die Here Jesus wil hê ons moes hoor? Wat ons vandag nog moet hoor, as hy dan hierdie gelykenisse verder vertel. Dit gaan hier oor gereed wees om gehaal te word om hemel toe te gaan. Is ek gereed om gehaal te word om hemel toe te gaan? Wat sê die Bybel oor hemel toe gaan? Die Bybel praat in terme van oor die ewige lewe, om by hom te wees en die ewige lewe te hê. Dis die Bybelse terme. En in Johannes 5 vers 13 het ek al so baie mee gedeel dat hy sê, ek skryf hierdie brief sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hy praat dus oor glo en geloof. Dan kom ons praat dan oor glo en oor geloof. As ek vir jou sou vra, glo jy dat Jesus die Seun van God is? En dan dink ek hierdoor almal van ons te sê ja, glo. Glo jy dat God die wêreld so lief gehad dat hy sy Seun gegee het om vir hulle almal te sterf, sodat kan hemel toe gaan? Sê ja, ek glo dit. Glo jy dat Jesus vir jou ook so lief gehad het? Glo dit. Glo jy dat Jesus gekom het om die boosheid van die wêreld te kom verander, die sonde wat mense nou verword en verskriklike dinge te doen, dat hy gekom het om die wêreld te kom verander en nuut te maak, heel te maak? Glo jy dit? Ja, ek glo dit. En ek dink as ons dit alles om sê ek glo, ons kyk en dan sê ons geloof tot hier. Wetenskap sê dis kognitiewe geloof, dis kopkennis. Want elkeen van hierdie goed sê dis logies, dit het ek verstaan, dit maak sin, maar al hierdie goed sê ja, ek glo dit. Maar dan kom Jesus en ek glo as hy nou vir ons al hierdie vraag vat, glo ek het vir jou gekom, glo ek het vir jou sonde gesterf, glo jy het, en ek sê ja julle, dan sê goed, as ons nou daar is, dan wil ek nou met jou kom praat. Want ek wil kom praat oor jou lewe. Ek sien jou verhoudings lyk nie goed nie. Ek sien jy's genadeloos. Ek sien jy het nie veel gevoel vir mense nie. Ek sien jou onbetrokken en sê, wow. Dis nie so ver is wat hierdie ding by ons gaan. Wat nou begin ek voel, dat as ek wow. Maar Jesus stop nie by my. Hy sê nie net, dis nie goed genoeg dat jy glo dat ek die Seun van God is, dat ek jou lief het, dat ek vir jou sondes gesterf het nie. Dis nie genoeg nie. Dit gaan oor die volgende as ons daarna kyk. Hy sê, geloof word 'n leefwyse. Geloof is 'n ding wat doen. Om dit te glo, dit wat in my kop is iets wat dan uiteindelik in my hart toe moet kom. Dit word 'n leefwyse. Geloof is iets wat beweeg. Geloof is iets wat gebeur. Geloof is iets wat ontwikkel, wat meevoer, wat besit moet neem. Dis waar die geloof moet gaan, wat moet oorneem en herskep, wat moet omgee, wat 'n impak moet maak.
En Jesus kom sê hierdie goed as hy net na hierdie verhaal van hierdie meisies kom skryf hy dan dat hy nog hierdie 2 gelykenis van die muntstukke en die laaste oordeel. As dan kyk, hy sê, is jy gereed? 10 meisies geskok is en die gaan nie, dan sê maar, daar's meer, luister. As ek syne is, dan moet ek in beweging om vir hom werk, en vertel hom van die muntstuk, hy sê, een kry soveel, een kry soveel, een kry soveel. En na 'n tyd, dan kom hy dan roep hy tot verantwoording, en dan bring hy een van 5, dan bring hy vir hom sê, pragtig, met 3, dit pragtig, en die een wat een niks maak nie, sê jou slegte slaaf, en die buitenste duisternis. Ek gedink is maar goed genoeg, en net nie so in jou kop, weet jy koelpoer, jy net so bekend staan, jy paar voetjies in jou kop. Dit is nie genoeg nie. Maar dan gaan hier Jesus verder, dan vertel hy die gelykenis van die verhaal van die laaste oordeel. Hy sê, eerste plek, jy moet reg wees se kom, en dit wat ek vir jou gee, jy moet woeker daarmee, jy moet werk daarmee, en my koninkryk moet jy werk, jy moet 'n verskil gaan maak. En dan sê hy, in die laaste oordeel, kom ons kyk wat sê hy in die laaste oordeel. Hy sê, daar kom julle wat verstaan, ons lees het ons het gesê, hy gaan mense 2 groepe by mekaar maak, party in sy linkerkant, party in sy regterkant. Sy by een groep gaan hy sê, kom julle wat deur my Vader geseënd is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei, die koninkryk, om by God te wees, om sy moet te wees, om sy heerlikheid te ervaar. Sê, van die begin van die wêreld is die koninkryk van God vir mense soos julle. Wie's julle? Dan sê hy, ek was honger, ek was dors, ek was 'n vreemdeling, was onder klere, ek was siek, was in die gevangenis. En julle het vir my kos gegee, my iets om te drink, julle het my in julle huise geneem, julle het my klere gegee, julle het my versorg, julle het my besoek. Sy het wat het ons gedoen, en sê hy, julle in hierdie wêreld rondom julle die gesien het, wat nood gehad het, en julle dit gedoen. Dis wat ek vir jou vraag. Jy sê jy glo. Jy sê jy glo dat ek 'n redder in die Here is, en dat ek jou hoop is. En sê hy, word dan deel van die koninkryk. En dat jou geloof dade word. Wys dit dat die wêreld kan sien. Dit is presies waar Jakobus gepraat het. En kom ons lees wat sê Jakobus. Hy sê, wat help dit my broers as iemand sê, of as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Hier nou sê hy is 'n Christen, maar ek het nog nooit regtig gesien wat vir my sê dat hy Christen is nie. As ek kan so geloof mens red. Sê nou daar's 'n broer vir suster wat nie klere het en dag vir dag honger ly. En sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met jou goed gaan trek warm aan eet genoeg, maar jy gee nie vir hulle nie wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit? Dan gaan hy voort en hy sê, so gaan dit ook met geloof. As jy nie tot daardie oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander nie die dade. Goed, wys hoe jou geloof wat sonder dade is, en ek sê nie my geloof, wys uit my dade. Glo jy dat daar een God is, dis reg. Die bose geeste glo dit ook, wat opkennis in hulle sitter van angs. As jy jou dwaas, wanneer bewys het dat geloof sonder dade nutteloos is, dan gee jy die voorbeeld dat ons voorvader Abraham met sy seun Isak op die altaar gelê. Is nie op grond van wat hy gedoen het, wat God hom vrygespreek het nie. Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. En dan sê hierdie woord, geloof sonder werke is dood. Dis nie geloof nie. Dis leeg, betekenisloos,
sinloos. Dis vreugdeloos, kragteloos. Dis 'n mensding, dis 'n ek-ding wat so ver gaan soos my kop. As die Here Jesus na die wêreld toe kom, wil hy ons kom red van iets tot iets. Hy wil ons kom red van 'n leë, nuttelose bestaan en lewe na 'n lewe van oorgawe, hart, siel en verstand, dat hy ons kan meevoer 'n nuwe lewe waar daar sprake kan word van vreugde, dankbaarheid, vervulling, sin. Ek het nou die dag, terwyl ek so soek het, ek gaan luister na wat ander ons gesê het, en Andries Ensel het my ongelooflike ding gesê, waar hy gepreek het 'n dag oor geloof. Toe gebruik hy die voorbeeld van 'n hangglider. Toe sê hy het 'n vriend gehad wat so adrenaline junkie was. Hy sê, deur oor alles het goed gedoen, alles wat waaghalsig is, en toe sê hy op 'n stadium dacht ek, maar ek sou ook graag iets anders wil doen, net 'n bietjie kry in die vaallewe, en hy sê ek gaan saam. En daar kom ons by die plek waar hulle so teen die rand, en dan word jy ingegesp in hierdie ding, en dan bedui hulle vir jou presies wat jy moet doen, dan hardloop jy 'n paar tree, dan stoot jy die ding voor jy laat die neus lig, en dan sweef jy. En so sien ek hoe sweef hulle. Ver, gaan land hulle daar op die boersplaas, dan laai die bakkies op hulle terug, en dan gil jy. En sy so wys hy van my, en ek sien met my oë, hoe dit werk. Een vir een sien ek dit. Hy sê vir my, kom kyk jy na die raam, kan jy voel, sien, dis 'n stewige ding, dis 'n sterk seil, die toue, alles is daar. Sien jy, hier's ouens baie swaarder as jy wat in hierdie goeie sit, dit werk elke keer. Elke keer sê ek, ja, ek sien, ek glo, ek is oortuig. Hy sê, daar gesp bly my vas. Hy sê, droom nog steeds, in die land. Nog steeds. Want ek het na 2 tree gestop in die eerste afgedruk gaan. Droom nog steeds. Ek droom nog steeds oor die vryheid en meevoering en die opwinding en die bruisende van lewe. Toe sê hy daarna, toe dink ek oor hierdie goed en ek besef, dit is so beeld van hoe lyk ons geloofslewens. Ek glo aan die goed. Ek is oortuig, hy gaan my dra. Ek het die bewyse gesien, alles is daar. Maar ek het een ding gekort. Ek moes die volgende 3 tree gemaak het en sy neus gelig het. En ek beleef het. So baie van ons kom in ons geloofslewens net op nie, maar ons oortuig is van alles. Maar ons sien die kans om die vertroue in God te hê, dat ek gaan spring en weet, ek gaan my dra. En hy gaan my laat vlieg. En hy gaan my die opwinding van die lewe saam met hom laat beleef. Die groot goed wat ek oor droom, kan waar word, as ek hom net kon glo. As ek net kon glo en die stap doen. Soms is ons bang en ons onseker. Maar ons moet by die punt kom, dat ons gehoorsaam raak en doen wat hy sê. Op 'n keer vertel hulle dat Jesus by een van die see was, en dat 'n klomp mense dan was en vir hom sê, dat wil graag meer oor die woord van God hoor. Dit was hier in die oggend gewees en toe staan van die boot wat Johannes wat sy disippels geword het, Petrus hulle, waar hulle voor nog geroep is die boot al uitgetrek en hulle spoel daar hulle nette. En mense begin vir hom die verdring en hy klim af van die boot uit Petrus en hy sê vir hom, roei my net so eentjie weg, dus druk my die so roei my eentjie en hy preek vir hulle, tot klaar gepreek het, toe sê hy van Petrus, vat my jou net en gaan in die diep waters en gooi dit uit. En Petrus is so visserman. Hy weet mos,
Jy vang in die nagvis. Ons het die hele nagvis gevang, ons het niks gekry nie. Nou kom sê die Here, vat hy net nou uit, hele dag, gaan die water. Ek was daar die hele nag, ons was daar, ons het niks gekry nie. Dan sê hy vir hom, meester, ons het die hele nag niks gekry nie, maar op u bevel, sal ek die net sak. En hy vaar uit en hulle doen dit, ons lees daai stuk, dat hy net wou skeur, en hy sê vir die ander oudjies, bring julle boot, en hulle bring hom, dat hy 2 bote vol gemaak, sê so vol, dat hulle byna wou sink. En toe met hierdie vis het kom, toe kyk Petrus die Here so, en hy sê vir hom, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Gaan weg van my af. Ek is 'n sondige mens. So baie. Here, wat is ek? Ons nodig het is om te sê, meester, op u bevel. En die vertrouwen hê, as hy so sê, en dan sê, Here Jesus nie vir hom maar, goed ek is weg nie. Sê van Petrus, jy moet nie bang wees nie. Ek gaan jou visse van mense maak. Ek gaan jou visse van mense maak. Vertrou my. Vertrou my. Soos jy nou gedoen het, vertrou my elke dag vorentoe. Want ek sal. Nie net meester met die mond nie. Ja, Here, ek glo nie. Sy gaan doen dit. Vertrou hom genoeg om te laat los. Vertrou hom genoeg om die volgende tree te maak en te vlieg. Vertrou hom genoeg, al het jy as mens gedink, is nie moontlik en het al so baie dinge gedoen. En ek voel, ek is sterk genoeg nie, ek het nie die persoonlikheid, ek het nie die woorde nie. Hoe gaan ek dan sê, vertrou my en doen wat ek vir jou sê. Doen is wat ek van jou verwag. Want geloof wat nie daar uitgekom het nie, is leeg. En dit red nie. En is 'n geloof wat uitloop op die skok. Dat die Here van haal nie verwagte. Want nog net op die kop gekom. Jesus sê, ek wil jou red van nutteloosheid, klein geloof, vreugdeloosheid, vervulling, na 'n lewe van krag, van impak, van vervulling, van 'n bruising, om saam met hom te vlieg en groot dinge te beleef wat jy nooit gedink het kan moontlik wees nie. Glo jy dit? Dis wat die Here om vra. Ek lees dit daai lied, luister van Jan de Wet, hy sê, ek wil so graag sê, ek wil so graag sy kind, ek wil so graag sê, ek is nie vir hom, so graag. En ek dink, maar, dit is nie genoeg om net te wil nie. Het help nie as ek wil so graag, en ek kom nergens te nie, maar dan sê hy, ek word meer en meer. Ek wil, hoe word ek dit? Deur meer en meer soos Jesus. Ek wil so graag reg wees as sy kom sing hy. Daarvoor meer en meer soos Jesus. Die een wat omgee, die een wat sy hart meegevoer word, die een wat gehoorsaam, die een wat besluit het, Here, my lewe behoort aan U. En as U my roep om te glo en te spring, dan besef ek moet dit doen, dit is wat U van my eis. As U kom, dan wil U sien dat dit wat U vir my gegee het, meer geword het. U wil sien dat ek 'n hart gehad het wat omgee en optel en verskerm en dra en opbou. En
U wil sien dat dit 'n vreugde was in my lewe, omdat ek vir U gesê het, Meester, ek kan nie, maar het U vir my gesê, ek sal. Ek sal. Ek sal. Vertrou my. As ons kyk na die volgende skryfie, dan sê Paulus, as hy met Deuteronomium 5 gepraat het, dan sê hy hulle aanvaar die versoening wat God gebring, aanvaar dit. Dan sê hy, die ouwe is verby, en nuwe moet kom. Sê, hy het vir julle gesterf, sodat julle nie meer vir julle self moet leef nie, vir julle self moet bestaan nie, net in jou eie wêreld, in jou eie beperking nie, maar vir hom wat vir jou gesterf het en die dood opgewek is. Ek het vir jou gekom, dat jy lewe kan hê in my, aktief, meer en meer, soos Jesus. En as hy die volgende hoofstuk gaan, dan sê hy, onthou, God het in ons plek so sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met hom vrygespreek kan word, kan loskom in die nuwe lewe dat kan begin, dan sê hy, nou is die regte tyd. Nou, die dag is die dag vir Vrydag. Môre dan te laat is. Jesus het nie gekom op 23ste en 24ste September. Jesus kan die 28ste kom en die 29ste en die 30ste. 5 Oktober kan voor Kersfees kom. En die vraag vir my en vir jou, en as hy kom, gaan jy saam. Dan sê hy vir jou, gaan maak seker, jy nie skop in die lewe. Maak seker jou geloof, het veilig gekom as jy kom. Maak seker, dat jy oorgawe gaan maak, en dat jy vertrou, en dat jy gespring het op sy bevel, gaan diep ingooi het, want hy sê so, ek sal dit maak werk, ek sal die visse gee, ek sal julle toerus, ek sal julle sterk maak, ek maak julle gewillig en kwaad. Het is tyd dat ons begin beweeg. Ons bly agter. Vandag is die dag dat ons moet besluit. Dat ons ophou lag en spot. Sê dankie Here dat U nie gekom het nie, dat ek vandag kan hoor, dat U vir my sê, vandag is 'n kans dat jy nou kan omdraai en besluit waar staan jy, dat jy nie geskok word te sê, ek ken jou nie, want jy was nooit in die boeke nie, jy was nooit deel van my koninkryk nie. Jy het nooit toe ek jou gestuur het na hulle wat honger en dors is en eensaam is en stikkend is en wat koud kry. Jy het nooit omgegee nie. Jy het nooit my kinders gaan versorg. Jy het oorhuil, jy het onmiddellik gesien met pyn. Jy het self tevrede aan die kant toegekyk. Maar God, ons genadig is. Amen. Ek gaan nou vra dat Dawie vir ons hierdie gebed speel, ons het dit al baie gehoor. Kom ons luister hierna, ons kom by die punt dat ek saam met hierdie ons bid. Here, ek gee oor. Kom ons luister en ons sing dit saam.